Want dit gaan vir my oor die uitsprake wat gemaak is. Die Bybel sê, ons kan nie net maak wat ons wil nie, ons kan ook nie net sê wat ons wil nie. Ek glo absoluut 'n vryheid van spraak, maar daar is 'n beperking. Nou ja, kom ons kyk. Goeiemiddag almal, 14 April 2025. 14 April 2025. Ek is Deborah de Rigter, alias Zonata de Pree. Dit staan so op my ID. Op my ID staan Zonata de Pree. Gebore in 1969 op die 10de Junie. So ek word hierdie jaar 56. Ek tel nie meer my verjaardag nie. Reg. Nou ja, kom ons praat 'n bietjie oor die nag van Johannesburg. Kom ons praat oor Siener. Kom ons praat oor Adrian Snyman, oom Adrian Snyman, oor die boeke wat hy geskryf het en die baie opmerkings wat gemaak word, ouens van buite af wat baie opmerkings en aanmerkings maak oor die Adrian Snyman boek en dan spesifiek oor die nag van Johannesburg. En ek gaan probeer om so breedvoerig as moontlik die hele krisis te bespreek. Ek gaan met julle die visioene bespreek, ons gaan kyk wat staan in die visioen geskrifte. Ek is regtig wytjie vandag, so dit gaan beter gaan dink ek as gister. So wat vir my belangrik is uitsprake. Nou, ek is absoluut in gunste van vryheid van spraak. Jy moet die reg hê om die regering te kritiseer, jy moet die reg hê om 'n publieke persoon te kritiseer. Jy moet die reg hê om die waarheid op die tafel te sit. Al is dit dan nou jou waarheid. Jy het die reg om dit te doen. Jy mag dit doen. Reg. Maar die Bybel gee vir ons 'n beperking. En die beperking is, jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Daar's die beperking. So jy kan van mense sê wat jy van hulle wil sê, maar moenie lieg daaroor nie. So moenie 'n leuen vertel nie. Reg. As jy 'n persoon uithaal as 'n leienaar en 'n bedrieger, dan moet jy 'n ordentlike rede gee. Sê wel, dit is soos ek het 'n probleem met Japie van Sail, omrede hy die maagdelike geboorte van Jesus Christus ontken en hy die Nuwe Testamente leen maak en ek het verskeie video's daaroor gemaak. So, ek spreek nie valse getuienis nie. Ek het gesê hoekom ek so sê, ek het die redes op die tafel neergesit. Nou ja, so hy kan nou terugkom en sê wel, jy lieg oor my want so en so en so. So hy kan nou terugkom met redes. Reg, dit is vir my belangrik dat daar debatvoering moet wees. Reg. Ons kan nie net mense doodswyg nie, of vertel wel, dis 'n leuen, en moenie daai boek lees nie, en dis die grootste gemors, bly nou weg daar, kan nie dit doen nie. Of die baie leuns wat vertel word oor Suidlanders is nou dit, en hulle is nou daai, en hulle is nou so, en op die ou einde van die dag, as jy vir die mense vra, maar waar is die bewyse? Daar staan hy daar met sy bek vol tande, dan kan hy jou nie antwoord nie. So hy het 'n los tong gehad tot op daai punt. Maar as jy van vra, waar is die bewys, dan kan hy jou nie antwoord nie. Dan sit hy vir jou so, hy's gaap soos 'n vis op droë grond, reg. Nou, so 2,5 jaar terug, het ouens soos Rudy Rousseau en professor A.W.G. Raad, aantal opmerkings gemaak oor Adrian Snyman, en ek het daai tyd al audio's daaroor gemaak, want dit het my dwars in die krop gesteek. Maar ek kon nie veel meer doen nie. En na aanleiding van die situasie in die land is dit belangrik dat ons hierdie hele idee van 'n moontlike nag van Johannesburg, en is dit in die Siener visioene, en is dit belangrik om daaroor te praat, dat ons dit bespreek. Reg, die land is baie meer onstuimig en onstabiel as wat dit was in 2022, en 2021, 2020, 2006, 2016. Reg, so miskien is dit belangrik dat ons sekere uitsprake op die tafel sit en dit bespreek. Dink julle nie ook so nie? Kom ons maak dit 'n redelike ding. Nou ja, ek het met moeite deur Rudy Rousseau se video's gegaan, hy het 'n paar gemaak oor die Siener en so aan, en ek wil vir julle sê, Rudy Rousseau, myns insiens doen baie goeie werk met die dokumentêre wat hy maak oor die geskiedenis. Ek neem aan, hy verkoop van hierdie CD's, dis vir hom 'n inkomste, hy doen baie moeite om dit saam te stel, mense is dankbaar daaroor, is iets lekkers wat jy aan die kinders kan wys.
Nou die dag sien ek het hy die Kippie en Candace fliek wat ek baie jare terug gesien het, is ook op sy lys van video's en ek het dit verskriklik geniet om dit te kyk. Dit was vir my baie lekker. Mens sien hoe mooi skoon was stukkies in sonop in daai tyd. Pragtig, skoon, wit, mooi. Nou ja, so dis lekker as iemand dit doen. Die probleem kom daarin as ons uitsprake maak oor ander persone sonder om dit te verifieer. Reg. En dieselfde met professor A.W.G. Raad. Hierdie was gedoen tydens 'n gesprek tussen professor Raad en Rudy Rousseau. Professor Raad self het 'n boek geskryf oor siener. Ek weet van spesifiek een, ek dink die 4 kleur wapperweer. Ek is nie seker wat is sy naam nie, ek praat onder korreksie, maar hy het net so 'n dik boek geskryf oor die siener visioene en interessante inligting wat hy daar saamgestel het. En mense is dankbaar daaroor. Hy's 'n kenner van die geskiedenis, hy praat vreeslik lekker oor die geskiedenis, en mense is bly as daar nog sulke mense is. Maar goed, nou kom ons terug. Maar as ons dan nou uitsprake maak oor ander mense, wel, dan moet ons dit kan verifieer. Ons kan nie net sê wat ons wil nie. So hier het ek nou 2 audio's, die een is 40 sekondes. Kom ons luister wat sê Rudy Rousseau. En dan is al hierdie kataklismiese vooruitskouings van aanvalle en nagte van lang messe staan dan lynreg teen die kernboodskap van Niklas van Rensburg. Dan is dit juis waarteen hy sou waarsku. Moet julle nie steur aan al die geskrifte en die boeke wat geproduseer word. Van nagte van lang messe wat moet plaasvind, as dit nie met die gewese president Nelson Mandela se dood is, dan by 'n ander geleentheid. En waar mense in soveel vrees en bewering lewe, hy sou sê, dit is presies die afval waarteen ek waarsku. Nou ja, skus daar, dis professor A.W.G. Raad, en dan het Rudy Rousseau so geantwoord. Kom ons luister. Sê net vir die kyker is, daar kom mense oor jou pad, omdat jy in 'n geestelike gesindheid is, en omdat jy jou skepper in alles vertrou, vir vandag en ook vir die toekoms, waarsku jy mense om te sê, hulle moet waak teen onwaarhede. En dan kyk hulle jou so aan om te dink, ja, maar weet jy waarvan jy praat, wie is jy om ons nou te kom waarsku? En dan loop hulle ook oor en goed in. Nee, maar dat is ook te swak om te erken. Weet jy wat plaas ons na jou geluister het, soos wat met Sina die geval was. Hoeveel keer het hy nie die volk gewaarsku, pas op, moenie luister, ek waarsku julle. En hulle ongehoorsaam was. En dit het hulle in 'n penarie beland, waarmee ons vandag nog steeds die nagevolge sien. En nog erger, nog nader aan huis, Rudy, dat mense 'n appel maak op die nagedagtenis van hierdie godsman en geestelike leidsman in die krisismomente van die Afrikaanse geskiedenis. En dat hulle dit doen vir finansiële gewin. Deur die skryf van boeke en deur die skryf van hierdie kataklismiese gebeurtenisse en om vrees op te wek en 'n kultuur te skep waar mense net nog meer en meer koop om te sien wat die volgende ramp, die volgende katastrofe en die volgende ellende. En dis waarmee ek jou as 'n volksgenoot waarsku teenoor die skrywers van Adrian Snyman in sy boeke. En ons het gister daaroor gepraat en gesê, wat is die grootste onderwerp wat jy enige volk kan aandoen, is om hulle vreesbevange te maak. Wat gebeur as jy vreesbevange is? Jy kan nie helder dink nie. Jy maak goeie Afrikaans stupid foute. En dit is die probleem wat ons het, en wat ek het ook, met Adrian Snyman se boeke. Want hier sit ons by die oorspronklike skrywers van Boy Moesman, wat 160 kilometers te perd gery het van sy plaas Langlaagte na Ottosdal toe, en die visioene wat Sina van Rensburg gesien het, neergeskryf het. Dan moet jy jouself die vraag afvra. En Adrian Snyman het vir my 'n e-pos gestuur en gevra, hoekom trek ek so ten velle teen hom? En toe sê ek, omdat jy leuns verkondig teenoor die volk. Jy is besig om onwaarhede wat Sina van Rensburg nooit gesê het in sy lewe nie,
Waarvan hierdie visioene glad nie vandag geopenbaar kan word nie. Ons weet nie wat het hy werklik gesien nie. En hier kom Adrian Snyman en hy vertaal nou en hy sê, maar siener, met hierdie visioen van dit en dit gebeur. En onder andere die nag van die langmesse. Goed, so daar het ons 'n mooi opsomming. Eerstens, Adrian Snyman het boeke geskryf vir finansiële gewin. Maar professor Raad skryf ook boeke vir finansiële gewin. Hy het ook 'n sienerboek geskryf vir finansiële gewin. Volgende probleem. Adrian Snyman het uitleg gegee aan sekere visioene en hy het verduidelik en so aan. Reg. Professor Raad het dieselfde gedoen in sy boek. So, hoe kan die pot nou die ketel verwyd? Ek verstaan nie mooi nie. En dan die laaste vraag is, die laaste aanslag is, om die volk vreesbevange te maak. Dis die grootste onreg wat ons die volk aan kan doen, is om hulle vreesbevange te maak. Nou Rudy Rousseau, ek stem nie saam nie. Ek wil vir jou sê, die grootste onreg wat jy volk kan aandoen, is om hulle nie te waarsku nie. Nou ja, ek het deur Rudy se video's gegaan, en onder andere word daar op 'n stadium gepraat oor hierdie verskriklike visioen wat Siener gehad het, net toe die Anglo-Boereoorlog begin het. En dit word baie mooi bespreek deur professor A.W.G. Raad. Ek dink hy was onder generaal Kemp op daai stadium, Siener was onder generaal Kemp se laar, en hy het hierdie verskriklike visioen gesien van hoe die vrouens en die kinders vlug oor 'n verskroeide aarde, hoe hulle in kampe ingesit word, hoe hulle sterf, en hulle het hom, toe hulle sien die volgende oggend, hy sien by sy slaapplek net, hulle Siener gaan soek, en toe kry hulle hom onder 'n bos, en hulle moes hom huis toe stuur, want hy was in 'n verskriklike toestand. Sy senuwees het heeltemal meegegee, oor dit wat God hom deur die nag gewys het. En toe is daar gesê, toe hulle nou agterkom wat hy nou sê, toe is hulle kwaad vir hom. Toe was die storie, dat daar gesê word, en dit is in A.W.G. Raad, hy sê dit is die woorde wat gebruik is, jy kan maar gaan luister daar, dat daar hierdie boeregeneraals het gesê, ons gaan met die Mauser, gaan ons die Britse soldate skiet, dat hulle derms oor die soetdoringbome hang. En hier kom Siener, en hy het hierdie verskriklike visioen, oor wat met die vrouens en kinders gaan gebeur. En toe is daar gesê, nee, ons kan nie hieroor praat nie, dit sal die moraal van die boere, soldate, die boeremagte, ons gaan nie, ons het 'n plan, en dis die plan, en ons gaan hierdie plan doen, en ons gaan hierdie klomp Britte gaan ons verslaan, en hulle uit die land uitdryf. En ons weet dat die Siener visioen presies afgespeel het, soos wat hy dit gesien het. En ook Siener se vrou en kinders moes vlug. En ook hulle is gevang. En ook hulle was in die konsentrasiekampe, en daar het 2 dogtertjies gesterf aan masels, sy eie kinders. So, nou is my vraag is dit. Plaas dat hulle nou daai tyd toe hy die visioen gesien het, almal gewaarsku het, gaan sê het, maar ons moet 'n plan beraam, want die vrouens en kinders is in gevaar, die Britte gaan kom met 'n diaboliese, sataniese plan, van iets met ons vrouens en kinders. Kom ons hoor mooi wat gaan gebeur. Want dit is wat mens doen as 'n profeet praat. Jy gaan hoor mooi wat gaan gebeur, en dan kan jy jou planne in plek sit. Is dit nie? Ek meen, as dit dan nou was, dat Siener hierdie groot boereprofeet was, A.W.G. Raad sê, ons kan nou nie sê, hy is 'n man van God, of 'n profeet van God nie, hy het nou die dag het ek gehoor, in 'n audio praat professor Raad, maar ons kan nie sê, Siener was 'n man van God, of 'n profeet van God nie. Ek sê, Siener was 'n man van God, en hy was 'n profeet van God. En God het hom in hierdie tye vir ons gegee, om hierdie volk deur te dra, deur 'n baie, baie swaar tyd. Omdat Vader vir ons baie lief is. Reg. En daarom het Siener sy visioene laat opskryf, as dit dan nie belangrik is, dat ons weet, wat het hy geprofeteer nie. Om watter rede het hy vir sy dogter gesê, skryf op. Hy sê, hy het gesien, dat hulle in hierdie tyd sê, maar Siener het so gesê, en Siener het so gesê, en nou stry hulle onder mekaar, toe sê hy vir sy dogter, jy moet opskryf. En so het Anna dan nou al die visioene opgeskryf.
Kaptein Nieuwenhuisen het dit ook opgeskryf. Daar's 'n klomp ouens wat gaan skryf het. 'n Boy Moesman word hier genoem. Hulle het almal gaan skryf. So as dit nie belangrik is nie, hoekom dit neerskryf? Hoekom dit behoue te laat bly vir hierdie nageslag, vir watter rede? Sodat ons dit kan lees en sê, wel, daar was nou 'n boereprofeet en nou gaan ons sy huisie besoek, die bouvalle, daar staan nog net fondasies oor en ons gaan die plaasie besoek en ons kan 'n video daaroor maak, of gaan dit hieroor dat Siener dit spesifiek gedoen het, laat neerskryf het om sy volk te waarsku vir die tye wat kom, sodat sekere planne in plek gesit kan word om 'n volk te red? Dis my vraag. En Rudy Rousseau en professor ABG raad moet dit asseblief vir my antwoord. Want dit is hoekom ek dink daar sieners en profete is. Die woord siener, so terloops, kom 'n hele aantal keer in jou Bybel voor. So ek wil net vir julle sê, kom ons kyk 'n bietjie, hoeveel keer kom die woord siener in jou Bybel voor? 'n totaal van 32 keer. 1, 2, 3, 4, 5. Ek wil net kyk of hy elke keer die woord siener gebruik, maar volgens my Bybel-app gebruik hy die woord siener en sieners vir 32 keer. Kom ons kyk, in die Ou Testament 25 keer. Kom ons kyk, in die Ou Testament 25 keer, in die Nuwe Testament praat hy van 'n opsienersamp. Opsieners. Goed, so in die Nuwe Testament praat hy nie van 'n siener nie. Hy praat van 'n opsienersamp en dit is vir my meer soos 'n herder, 'n voorganger. Maar in die Ou Testament kom hierdie woord 25 keer voor. So ons ou mense, S.J. de Tooy en al die ouens wat die Bybel vertaal het, daar in 33, die 33 en die 53 vertaling, het die moeite gedoen om sekere woorde met die woord siener te verklaar. En wat is siener genoem? Hy is ook 'n siener genoem. So, hoe nou? Nou, siener was nie 'n waarsêer nie. Dis iets wat baie duidelik oorkom in Rudy Rousseau se video's wat hy maak. Daar word gesê, siener is nie 'n waarsêer nie. Korrek. So, wat is hy dan? Wel, hy's 'n profeet. En sê die skrif nie vir ons, sê Jesus nie, hy gaan baie profete na ons toe stuur nie. Maar hy sê ook, 'n profeet is in sy eie land nie gewild nie. Dit sê hy ook. So, nou, die volgende probleem wat Rudy Rousseau en professor Raad dan nou het met die sienerboeke, is nou behalwe nou dat daar nou vrees aangejaag word. Ek het hierdie sienerboek, luister mooi hierson. God het na my toe gekom in 2022. Toe sê hy, ek het 'n baie duidelike droom gehad, ek het hierdie boek voor my sien lê, en hy het in my droom, het hy verander na 'n skraal, 'n boekrol, soos met die Bybelse boekrolle, en toe verander hy na 'n tert, in 'n tertbak, en iemand sny 'n driehoekie daar uit, 'n skuif uit, en sit dit op 'n bordjie. En toe weet ek moet die boek gaan voorlees vir my volk, want hulle kom nie daarby uit om te lees en altyd te verstaan nie, so toe het ek 50 voorlesings gemaak uit hierdie boek uit, is daar op Telegram gestoor, en ek werk verniet. So, as iemand ooit sê, ek werk vir geld, Deborah werk verniet, gratis en verniet, my datakostes is R1000 'n maand. So, ek betaal dit uit my sak uit, en dit is nie asof ek ryk is nie. Maar dit maak nie saak nie, Vader hou my nog al die pad aan die gang, reg. En so het Vader vir my gesê, hierdie boek van Adrian Snyman, boodskapper van God, moet ek met die volk gaan behandel. Nou ja, so, of ek lieg, of God lieg, miskien is God dan nou die leenaar hier, of ek is die leenaar, want ek gaan nou 'n leuen verkondig aan die volk. Goed, maar nou ja, kom ons kom terug. Reg, nou, toe ek hierdie boek lees, het ek is nie vreesbevange nie, ek is 'n gelowige. Reg, Vader is in beheer van die hele situasie. En juis omdat hy in beheer is van die hele situasie, het hy profete gestuur om ons te waarsku. En is nogal iets, en miskien moet 'n mens net gou daaroor praat, want te veel mense sê vir my, ja, maar jy sê so, en jy sê so. En dit staan nie in die Bybel nie. So ons het nou vasgestel, die woord siener kom in die skrif voor, reg?
En ons weet, waarsku God voordat dinge gebeur, wel, hy het gewaarsku voor die konsentrasiekampe gebeur het, so, ons weet Siener het gepraat oor die Eerste Wêreldoorlog, Tweede Wêreldoorlog, hy het gepraat oor die rebellie, hy het al hierdie dinge gedoen, so, dit is baie duidelik dat Vader waarsku, hy 2000 jaar terug het hy die boek Openbaring laat skryf, so daar is definitief waarskuwings, daar is aanhoudende waarskuwings. En ek dink is hier in Amos 5, kom ons kyk, ek raak altyd die mekaar. Amos 3 vers 5. Sal 'n voël in 'n net val op die grond as daar vir hom geen strik gestel is nie. Sal 'n wip van die grond af opspring as dit glad nie gevang het nie. Sal die basuin in die stad geblaas word en die bevolking nie skrik nie. Luister mooi. As die basuin geblaas word, wat moet jy doen? Jy moet skrik. Goed, jy moet proaktief raak. Dit help nie jy sit daar op jou stoel voor die TV nie. Reg? Jy moet skrik. Die basuin het geblaas, die wagters op die mure het die basuin geblaas. Hoekom? Want hulle sien die bedreiging aankom. Hulle is hoog, hulle staan hoog, hulle is daar op die mure. Reg? Saam met die boogskutters, soos in die ou dae. Reg? En hulle het vir jou gewaarsku. Reg? Dan sê hy, sal daar 'n onheil in die stad voorval as die Here dit nie bewerk het nie. Sal daar 'n onheil kom as God dit nie bewerk het nie. Want dit is 'n strafgereg. Want die Here doen niks tensy hy sy raadsbesluit aan sy knegte, die profete, geopenbaar het nie. Nou ja, daar sê hy. Hy doen niks voordat hy nie sy knegte, sy profete in kennis gestel het nie. En wat is hulle job? Hulle moet ons vertel. En wat is ons job? Ons moet luister. Reg, en dan moet ons skrik. Hoekom sê hy skrik? Want dit maak dat jy aan die gang kom. Jy sien daar is bedreiging, jy raak proaktief, en weet jy wat, hoe meer proaktief jy raak, hoe meer jou beplanning in plek is vir die naderende onheil wat God bewerk het oor hierdie volk, hoe beter voel jy? Dis asof jy voel, maar ek het voorbereiding getref. Ek voel nie meer so onseker nie. Ek is nie meer so bekommerd nie. Ek begin verstaan wat kom. Ek is op Deborah se groepe, sy doen geestelike voorbereiding, sy lê Openbaring uit, ek luister, ek is besig om dinge in plek te kry, ek hou die nuus dop. Mense van hierdie storie van Iran, hierdie aanval op Iran is baie belangrik, want dit gaan effek hê op oliepryse, en petrol en dieselpryse, en parafienpryse reg oor die wêreld, op ekonomie, hierdie hele land hardloop op diesel turbines, so dit sal effek hê op ons krag en so aan. 'n Mens moet hierdie goed in ag neem. Ons moet waak en bid. Nou jy kan nie net bid nie, bid alleen gaan nie werk nie, so jy moet waak. Jy moet waak en bid, die twee is saam. Hoekom waak en bid? As jy waak, is jy waaksaam. Jy is 'n wagter. Jy is wakker. So, jy is besig om die situasie dop te hou. Want die Satan loop rond soos 'n brullende leeu en kyk wie hy kan verskeer. So, jy moet waaksaam wees. Ons word dan gewaarsku dat daar vervolging is teen ons. Dis die hele Bybel vol. So, die Bybel is natuurlik 'n boek, wat 'n mens kan sê, wel, hierdie boek het so baie kataklismes en rampe en onheile, wat daar saamgevoeg is. Miskien moet ons die Bybel glad nie lees nie. Ons gaan baie beter voel in ons lewens as ons ophou skrif lees. Want ek sê vir jou nou, die hele Openbaring is een groot drama, in bloedvergieting. So hoekom hou ons nie op om die Bybel te lees nie? Maak het julle nie vreesbevange nie. Nee, inteendeel. Dit lig ons in. Dit maak ons seker, ons verlosser leef. Hy sê, kyk, ek het dit vir julle vooruit gesê. Nou, hoekom sê hy vir ons 'n ding vooruit? Sodat ons kan voorbereiding tref. Ek bly dit vir mense sê, is nie 'n moeilike begrip nie. Ons sê dit vir ons kinders. Luister, het jy jou skoolwerk ingepak? Gisteraand het jou goed nou nog hier gelê, ons het 'n taak gedoen, het jy jou goed ingepak? Ja, ma. Hier's my sak, ma. Goed, klim in die kar. Ons is heeltyd besig om te waarsku. Ons sê vir hom, luister, voor jy oor die pad stap, kyk links, kyk regs, kyk weer links, dan kan jy stap. Ons waarsku ons kinders. Ons doen dit aanhoudend.
ons sê vir hulle vooruit. As jy nie leer nie, gaan jy druip. Hou op speel. Reg. In baie gevalle, dan gaan ons woorde in vervulling. Ek weet, ek het seuns groot gemaak. Een het op 20 matriek geskryf. En ander een gaan op 19 matriek skryf. Reg. Is omdat 'n ou nie altyd luister na jou ouers nie. Goed, so hierdie waarskuwings is nie om jou vreesbevange te maak nie. Hierdie waarskuwings is om jou proaktief te maak. En die grootste onreg wat ek aan julle kan doen, is om nie met julle sienervisioene te hanteer nie, te behandel nie. Want ek weet wat daar staan, ek verstaan in 'n groot mate wat hy sê, omdat Vader het vir my geopenbaar het. En die ander groot ding wat belangrik is wanneer 'n profeet sy mond toemaak en sê maar, ek het nou dit en dit gesien, maar ek gaan nou nie met iemand hieroor praat nie, want is goed as ek weet, maar niemand anders moet weet nie. Wat sê God? Hy sê, dit wat ek vir jou in die donker sê, dit moet jy in die lig vertel. Reg, nou ek neem aan, dit wat jy in jou drome hoor en wat jy in jou visioene sien, moet aan die volk vertel word. Ons is nie altyd reg met wat ons verstaan wat ons sien nie. Maar Vader is getrou en regverdig om ons te leer. En is iets wat sieners sê. Sieners sê, as hy nie verstaan het wat God hom die eerste keer wys nie, dan het God vir hom bly wys tot hy verstaan. En hy het sy visioene baie mooi verstaan. Daar word gesê, dat as jy daar by hom gaan sit, nou, op hy sy ou Riedak huisie op die stoep, nou, dan luister jy, dan praat hy oor wêreldgebeure, asof hy die koerante, die internet gehad het daai oggend. Nou, hoe is dit moontlik? Wel, hy het verstaan wat hy sien. Dis so dit, want hy het net sy Bybel gelees. So hoe is dit dan nou moontlik? Want hy het die internet gehad en koerante ook nie. So nou, hoe nou? Hy het verstaan wat hy sien. Reg, en hierdie het hy oorgedra aan baie mense en so aan. Ons sal 'n bietjie meer praat. So kom ons praat oor Johannesburg. Nou ja, ek het op 'n stadium gegaan, en ek kan dit seker nou oproep, maar die woord Johannesburg kom in die Siener visioengeskrifte, die Lichtenburg visioengeskrifte, baie keer vol. Dat daar nou nie gesê word ek lieg nie, want as ouens wat baie maklik sê, ek praat 'n klomp nonsens. Kom ons kyk of ek gou die dokument kan oproep, maar werk ons lekker daar uit die dokument uit, die Lichtenburg Museum se dokument, reg, ons het die afskrifte daarvan, so dit is nie dat ons dit nie het nie, ons het dit, reg, ek het dit al 'n paar jaar in my besit, ek gebruik dit baie gereeld. Kom ons kyk, as ek die woord Johannesburg insit, die volle woord, hoeveel keer kom my voor? Hy kom 33 keer voor in hierdie visioen geskrifte dokument. Ek dink hy het 64 bladsye. Reg. So tussen 1916 en 1926, toe Siener oorlede is, sien hy 33 keer Johannesburg. So dis baie duidelik dat Johannesburg 'n baie belangrike spulpunt is in al die gebeure wat hier in Suid-Afrika plaasvind. Hoekom so? Wel, die aandelemark is daar. Hierdie ANC-regering het sy hele administratiewe hoofkwartier verskuif na Johannesburg toe, so al die administratiewe hoofkwartier is daar, legal aid is daar, die onderwysdepartement se goed is daar, alles is daar, reg. Hulle regeer effektiewelik daar uit Letoile huis uit, of is ek nou verkeerd? So, en so het Johannesburg 'n baie belangrike stad geword, ten spyte daarvan dat hy uitmekaar uitval vandag. Want dit is die sentrum van die ANC se regering. So, in alle gevalle, as mense in 'n revolusie ingaan, enige revolusie, enige magte wat op pad is om 'n land oor te neem, dan gaan hulle altyd na die hoofstad toe. In Johannesburg is min of meer die hoofstad van die land, alhoewel Pretoria word nog genoem die hoofstad, maar niemand worry eintlik oor Pretoria nie, dit gaan oor Johannesburg. En dit is hoekom Johannesburg so baie keer voorkom. Daar gaan baie dinge in Johannesburg gebeur. Nou ja, ek het toe gegaan en daar is een spesifieke visioen oor Siener, wat hy praat oor hierdie nag van Johannesburg, en ek gaan bietjie daaroor praat, ek gaan hom vir julle mooi uitlê, ek gaan net 'n paar vir julle bymekaar sit, om net vir julle te sê, van hierdie onrus wat kom vir Johannesburg. Die hele idee van die nag van die lang messe,
kom nêrens in Adrian se boeke voor nie. Adrian het nie die term gegee nie. Hy het 'n video gemaak 'n hele ruk terug waar hy daarop wys dat die term Nag van die Langmesse is 'n term, is 'n frase wat in die volksmond gebore is. So ons praat nie van die Nag van Johannesburg nie, ons praat van die Nag van die Langmesse, en interessant, almal weet waarvan ons praat, interessant, né? Maar, dis nie iets wat Adrian Snyman uitgedink het nie. Dis nie hy wat met die term vorendag gekom het nie. Die volk praat so. Ons praat so. So, Siener praat van hierdie, Adrian praat van hierdie kragonderbreking wat kom vir Johannesburg, die onrus wat kom vir Johannesburg, en hy haal dit uit die Siener visioene uit, en so kom ons lees. Nou hierso, in 26 September 1917, in Johannesburg is een bruin-rooi bees. Hy kyk na die ooste kant en word baie maar. Van die ooste kom een vuur en gaan brand noordwes, die aarde is swart. Nou ja, 'n bruin-rooi bees is 'n verloopte Afrikaner, dis 'n liberale Afrikaner, so in Johannesburg kry jy blankes en hulle raak baie maar, so dit lyk nie baie goed met die situasie in Johannesburg nie. Hoekom presies is ons nie seker nie? Ons weet daar kom groot kragonderbrekings, ons weet Johannesburg sukkel met water, hy sukkel met krag, hy sukkel met migrants, daar is ernstige probleme daar, maar ons sien dat daar van die ooste afkom daar vlugtelinge, en hulle trek dan nou, hulle is hier na die weste kant toe, en daar brand vure het alles te doen met onrus, met opstand, in Suid-Afrika letterlik, hierdie klomp van ons brand, as hy ongelukkig is, omdat die kliniek nie werk en die polisiestasie nie werk nie, dan brand hy die kliniek en die polisiestasie, dis wat hulle doen. Ons ken nou al die drill, ons weet hoe werk het. 1 Oktober 1917, die mieliestronke is by Johannesburg aan die brand. Nou dit het vir my baie te doen met die klein dorpies aan die oos en die wesrand, is daar geweldige onrus, daar is brandstigting. Diskant van Johannesburg is een klomp vaalbokke op een bult by mekaar, dit is Engelssprekendes. Hoekom is hulle by mekaar? Hoekom groepeer hulle? Dis die vraag. Is dit omdat hulle besluit het, dinge lyk sleg, dis beter om saam te staan? Die bokke het wit pense, van die ooste kant kom wilde Makaue, dis weer eens vlugtelinge, in hierdie geval glo ek dis swart vlugtelinge, en trek in dieselfde rigting van die vuur, noordwes. Aan die ooste kant kom 'n ry swart assegaaie uit. Nou wat is dit? Dit klink vir my so swart opstande, swart geweld. In die ooste kant kom 'n ry swart assegaaie uit, van die ooste kant na die noordweste gaan groot en klein rooi beeste. Rooi beeste, in hierdie geval het ons kommunistiese opstande, revolusie, beeste is gewoonlik dan nou soldate. Dis eintlik wat 'n bees is, in die visioene, lees ons van beeste, dan lees ons hulle is eintlik militêre magte, paramilitêre groeperings. 'n klomp wat by mekaar kom en met wapens iets wil gaan doen. Hy sien dit dan nou duidelik hier. Hier sien hy dit. Reg. En is interessant hoe Johannesburg dan nou figureer as 'n belangrike spulpunt. 1 Augustus 1917, in die rigting na Johannesburg lê 'n klomp droë hout, van omtrent 100 tree in die ronde, daar staan tafel gedek, en daar is koue gestampte mielies in 'n skottel, en 'n skottel koue pap kom op die tafel. Groot kragonderbreking in Johannesburg. Daar's nog kos, daar's nog mieliepap, reg, koue pap. En hoe maak die ouens gaar? Wel, daar lê 'n klomp droë hout van omtrent 100 tree in die ronde. Nou, ek glo nie dis die enigste hoop hout wat hulle gaan inry nie. Wat sal die regering maak in 'n geval wanneer jy die massiewe kragonderbreking kry, onder andere in Johannesburg? Kom ons sê hierdie ding is gelokaliseer. Kom ons sê dis net Johannesburg. Ons redeneer vir 'n oomblik so. Reg.
Kom ons sê dit het iets te doen met een van hulle kragstasies, vir een of ander rede. Kom ons sê dit het nie iets te doen met 'n buitesituasie, 'n krisis in Iran, en nou is daar 'n oil embargo, en nou sukkel ons om petrol en diesel in te bring, en ons het nie geld om dit in te bring nie, en die diesel turbines van Eskom werk nie. Kom ons sê dit is gelokaliseer, dis net Johannesburg. Moeilikheid is net daar in Johannesburg, nou? Wat sal hulle doen? Die ouens moet eet. So, ons moet ten minste 2 keer op 'n dag eet. So wat doen hulle? Wel, hulle ry hout in. Dis hulle oplossing. Dan maak hulle vure. En dan sit hulle om die vuur, hulle sit om die konkas en hulle maak hulle kos gaar. Daar is nog kos. Reg. Maar weer eens, 'n krisissituasie in Johannesburg. 11 Maart 1922. 'n koringvloer na die noorde, waar die koring skoon is en in die vloer lê. Nou, wanneer koring skoon raak, die kaf is uit, dan is dit Liberalis wat tot inkeer gekom het. Hy is wreed ontnigter. Hy het nie gedink, dinge kan so sleg raak in Suid-Afrika nie. Nou ja, en toe het hy een môre opgestaan, toe die pop die fan gestraik. Nou ja, nou is daar nie krag nie, en die water is 'n probleem, en daar's geweldige onrus, dan raak die koring skoon. Dit is waarvan hy praat, en hy verduidelik het in die visioen geskrifte, verduidelik hy presies hierdie term. Hy sê, dis blankes wat liberaal was, en nou het hulle by ons kom skaar. Wie's ons? Die konservatiewe deel van die volk wat aan Siener glo. Wat sê, Siener het waar geprofeteer, alles wat hy geprofeteer het oor hierdie swart regering, en die ineenstorting van die land het waar gekom. Nou is daar ander blankes wat sê, wow, jong, ons is gewaarsku en ons het nie geluister nie, maar nou lyk dinge sleg. Miskien was daai ouens reg. Dan, en hierdie 11 Maart 1922 visioen is so ongelooflik belangrik. Luister mooi. So hy sien, die liberale blankes is wreed ontnigter en kom by. Hy het almal wakker geskrik. Reg. Die parels op die oë is af. Reg. Dan sê hy, en luister nou baie mooi. Luister mooi, volk. 'n klomp trek in Johannesburg se strate af. Hang 'n skaap afgeslag aan die hak. Ver in die noorde van Europa is dit donker, en toe die donker wegraak, lê daar 'n vark op sy sy. 'n groot besem vee die aarde skoon. Einde van visioen. Nou ja, nou laat ek hom vir julle verklaar. Dis nie moeilik nie. Reg, ons het nie moeilike begrippe hier nie. Hierdie is nie moeilike stories nie. Enige ou met 'n bietjie common sense, wat 'n ruk in Suid-Afrika gebly het, sal vir jou sê, okay, ek verstaan. 'n klomp wat aftrek in Johannesburg se strate. Soos wat klink dit? Wel, dit klink soos 'n tweede kolonie. Onthou julle die kolonie storie? Onthou julle, ek dink daar in Pampoenkraal, is dit Pampoenkraal waar die drama was? Reg? So 'n paar jaar gelede. Wat gebeur as hulle die strate afbeweeg? Wel, by die klein dorpies het die boere ingegryp, dan gaan staan hulle by die strate wat aan die woongebiede toe gaan, en hulle het 'n gewapende teenwoordigheid daar, want die polisie beteken niks. En dan loot hulle, staan die winkelvensters stik in, probeer die polisiestasie aan die brand steek, en hulle, soos hulle verby beweeg, is dit chaos, en dan is hulle aan die ander kant by die dorpie uit. Reg. En gelukkig het niemand seer gekry nie. Niemand is dood in die proses nie. Daarvoor is mens dankbaar. Want die boere met die gewapende teenwoordigheid, dink ek, het 'n groot verskil gemaak. Help my as ek verkeerd is. Reg. So, dit is wat gebeur as 'n klomp in die straat aftrek. Dit is wat gebeur. Dan sê hy, hang 'n skaap afgeslag aan die hak. Mense, julle is die skape. Israel is die skape. Julle is die skape. Daar word altyd gesê, julle is skape. En hy praat spesifiek op 'n stadium van die stakers in 1922. En wanneer hulle hom vra oor, wat gaan die situasie wees oor hierdie mynstaking in 1922, waar die blanke mynwerkers in opstand gekom het, teen die Smitsregering, en teen die mynbase, wel 'n klomp is doodgeskiet. Maar, sê Siener op 'n stadium, toe hulle hom vra daaroor, toe sê hy, ek sien
afgeslagte skaap. So hierdie stakers gaan sleg daarvan afkom. En dit is so, daar's 'n klomp doodgeskiet. Nou vra ek vir jou, wat beteken dit as daar 'n afgeslagte skaap aan 'n hak hang in Johannesburg? Wat dink julle? Dit klink vir my soos 'n massaslagting. Help my reg. Dit klink vir my soos 'n slagting van blankes. Help my reg. Ver in die noorde in Europa is dit donker, so in hierdie tyd, wanneer hierdie krisis in Johannesburg plaasvind, wanneer daar groot onrus is, kragonderbrekings, waterprobleme, word die woede uitgehaal op die blanke. En dit gaan natuurlik die wêreld oorhardloop. Hierdie beelde gaan die wêreld oorhardloop. Maar in daardie selfde tyd sien ons dat die situasie in Europa baie versleg, ernstig versleg. Dit raak donker daar. En toe dit 'n bietjie lig raak daar, menende, toe dinge 'n bietjie beter raak, toe is die vark geslag. Wie is die vark? Dis die kapitalistiese ekonomie. Nou Siener praat baie van hierdie vark, en ek het 'n hele uurlange audio daaroor gemaak vir my groepe, waar ek al daai visioene bymekaar sit. Vark hang in Europa, dan hang hy daar in Londen, dan hang hy in Kaapstad, dan hang hy in Johannesburg, en dan word hy 'n afgeslagte skaap. So wat beteken dit? Dit beteken in die tyd, wanneer die ekonomie ineenstort, die regering die ekonomie laat ineenstort, met sy swak bestuur, met sy onbekwaamheid, met sy arrogansie. Ek het met julle daaroor gepraat, ek vir julle gesê, die buitewêreld gaan die geld opskort aan Suid-Afrika toe. Ek het baie daaroor gepraat, dit het hierdie jaar in vervulling gegaan. Ons wag nog dat die Wêreldbank en die IMF die lenings wat elke dag gegee word aan Cyril Ramaphosa, dink is 2.1 miljard per dag wat hulle aan ons leen, wanneer hulle dit ook gaan afsny. En wanneer hulle dit afsny, is dit the second war cloud. Blikstemdromer praat van 3 war clouds, en die eerste een is iets te doen met Limpopo. Daar's 'n insident in Limpopo, iets te doen met Zimbabweërs. Dan die tweede een het vader vir my gesê, is wanneer die geld uit die buiteland afgesny word, hierdie bankiers, die Joodse bankiers weier om geld te gee aan Suid-Afrika, en dit sal kom. So seker soos wat die son vanoggend opgekom het, en heel moontlik nog in hierdie jaar. Want dit alles te doen met die CIA, MI6, die FSA en die Joodse agenda teen Suid-Afrika. En dan, wat is die third war cloud? Wat is die derde oorlogswolk? Heel moontlik die moord op 'n baie bekende, berugte swart leier in Natal. Reg. So, hierdie verloop van die vark het baie te doen met die slagting van die skaap. Hoekom? Wanneer die ekonomie ineenstort en daar honger mense is, dan is hulle kwaad. En vir wie is hulle gewoonlik kwaad? Dis nie kwaad vir die ANC-regering nie. Hulle is altyd kwaad vir ons. Ons is die rede. Want oor 30 jaar is hulle gekondisioneer deur die swart regering, dat die blanke is die rede vir al die probleme. Daarom moet die blanke se grond ook gevat word. Daar moet 'n beter verdeling wees van die grond. Hulle mag eintlik niks kry nie, julle moet alles hê. Reg. Die blanke is die probleem. Kyk wat het hulle nou gaan doen, die blanke het nou weer gaan kla by die FSA. En nou is die geld minder, nou sukkel ons. Is die blanke. En dit word by hulle ingedrul. So, wie gaan die houe kry? Wie gaan die houe kry? Daar word openlik vir ons gesê, hierdie land se weermag het ineengestort. Ek dink nie ons het een vliegtuig wat kan vlieg nie. Reg. Daar's definitief nie meer 'n vloot nie. Daar's ook nie 'n duikboot nie. Daar's niks. Reg. So, nou word daar openlik gesê, maar hulle wil die privaat, die sekuriteits organisasies, maatskappye moet effektiewelik ontwapen word. Nou, hulle is nou maar net die first line of defense. Die last line of defense is wanneer hulle ons gaan ontwapen. Reg. So, wat nou streng wetgewing inbring, daar's groot drama, want dit gaan eintlik oor die ontwapening van die sekuriteitsmaatskappye, want die sekuriteitsmaatskappye is groter as die polisiediens. En dit is nie die polisie wat die werk doen, dit is die sekuriteitsmaatskappye wat die areas veilig hou. Reg.
En is baie duidelik dat hierdie regering anti-blank is. Hy het nou 'n wetgewing ingebring waar hulle jou grond, jou eiendom, jou bankrekenings kan vat. Dis rasgeoriënteerd, sonder bo of ba. Hulle kan dit doen. Hulle kan dit in enige tyd doen en jy kan niks daaromtrent doen nie. So die regering gaan nie noodwendig na ons omsien nie. Kan dit lei na iets soos 'n volksmoord in Johannesburg en selfs soos in Natal? Ek dink baie moontlik. Ek dink enige ou wat dit in vandag se tye ontken, is nie net 'n leenaar en 'n bedrieër nie. Nou, maar is heel moontlik 'n disinformasieagent. Dit wil sê, hy loop openlik en lieg en valse getuienis spreek, en dit gaan mense se lewens kos. Laat ons dan maar eerder waarsku en ons kry ouens en ons probeer sê, laat ons iets doen om lewens te red. As wat ons op ons blaker sit, ander ouens beskuldig hulle lieg, terwyl die situasie by die dag versleg. Ek het nou 'n video gesien op TikTok, waar 'n ou sê die getalle wat sterf in Gaza en Oekraïne, eintlik sterf daar meer in Suid-Afrika as in Gaza en Oekraïne. Nou, hoe is dit dan nou moontlik? Is daar nou nie eens 'n verklaarde oorlog nie? Maar dit is die situasie. Daar was in hierdie week, laasweek was daar weer 'n berig, die hoeveelste berig hierdie jaar, social unrest warning. Wie vir my sê, dit gaan dalk so gebeur dat daar nooit menselewens in die slag gaan bly nie. Wie kan daai aanname maak? Wie kan dit maak? Ons lewe in onsekere tye. Mense word by die dag geroof en vermoor vir 10 sent. So, ek weet glad nie hoe mense 'n uitspraak kan maak en sê, die nag van Johannesburg is 'n grootskaalse leuen. Dit is nie. Ek het dit sopas vir julle gelees, is nie 'n leuen. Dit staan in Siener se visioene. En dan eindig hy hierdie visioen met 'n groot besem vee die aarde skoon. Nou ja, nou weet jy of ouens soos professor Raad of Rudy Rousseau dit sal verstaan nie, maar dit het alles te doen met die einde van die wêreld soos ons dit ken. Dit wil sê, ons het hierdie kataklisme wat kom vir die aarde, volgens Lukas 21, Matteus 24, Openbaring 6, 2 Petrus 3, Jesaja 13, wat ek noem die verwoesting van die aarde. En of jy nou glo, daar kom 'n verwoesting, maar dit is nie as gevolg van iets buitekant die aarde nie. Dit is iets wat op pad is. So, wat is hierdie besem? Hierdie besem staan in Jesaja 14 vers 23 geskryf. En soos wat hy een keer in die Siener visioene voorkom, hy praat net een keer van hierdie besem, net eenmaal. Reg, so kom dit net eenmaal. Hierdie woord, hierdie besem in jou Bybel voor, waar dit verwys na hierdie verwoesting wat oor die aarde sal trek, die besem wat die aarde skoonvee. Reg. En ek moet amper ophou praat, ek is jammer. Jesaja, kom ons kyk, Jesaja 14, kom ons kyk of ons dit gou gaan opsoek, dan praat ek gou daaroor. Jesaja 14 vers 23. Hy sê, en ek sal dit, dan praat hy van Babel, wat ons nou lees as Babel. Die woord is eintlik Babel, kom van die Sumeriese woord Babili af, wat beteken poort van die gode. Ek sal dit 'n besitting maak van krimpvarkies, eintlik is dit 'n swak woord. Die woord is 'n bitterin, is 'n soort spesie voël, en tot waterplasse, is ook maar 'n verkeerd, is eintlik sout water, né? Hy sê, en ek sal dit wegvee met die besem van verdelging, spreek die Here van die leerskare. Hierdie verwoesting van Babel, wat te doen het met Babylonië, met die Babel van Openbaring, met hierdie stelsel wat oor die aarde is, die Great Reset stelsel, die derde wêreldoorlog wat hulle wil inbring. God gaan hierdie stelsel verwoes. Net soos wat hy met die toring van Babel dinge verwoes het, deur eenvoudig die taal te verwar. In Genesis 6 het hy die aarde verwoes met vuur,
so sal ons nou in hierdie tyd ook 'n verwoesting hê deur verwoesting van vuur nou. In die tyd van Genesis 6 was dit verwoesting deur water. 2 Petrus 3, daar kom 'n verwoesting vir die aarde. Staan in Openbaring 6, is nie 'n wederkoms nie, is ook nie 'n wegraping nie. Ons gaan dit almal beleef, ons wat hierdie dinge oorleef, sal hierdie dinge beleef. Niemand gaan jou wegvat nie, daar gaan nie 'n engel kom nie. Ek beloof vir jou, maak jou reg vir die ergste, en dan hoop ons vir die beste. En ons bid vir genade. Dit is wat in my Bybel staan. Reg. So hy praat spesifiek van hierdie besem, wat die aarde kom skoonvee. Nou, hoekom sal Siener die nag van Johannesburg, of dan hierdie slagting in Johannesburg, deurtrek na Jesaja 14 vers 23 toe? Why? Wat het dit dan te doen, die twee goed met mekaar? En dit het alles te doen met 'n laaste merker. Dit wil sê, hierdie gebeure teenoor die boerevolk, hierdie volksmoord, hierdie slagting wat plaasvind, is vir God die kersie op die koek. Dis die laaste strooi wat die kameel breek. Dit is soos wat hy sê in die Bybel, die beker van ongeregtigheid het oorgeloop. En dan tree Vader self in om sy volk te red. Dit is waaroor dit gaan. Jy hoef my nie te glo nie. Kyk maar na die tekens van die tye. Reg. Maar Siener praat op 'n gereelde basis van 'n sif. Nou weet ek nie of ek dit hier neergeskryf het nie. Maar hy praat aanhoudend van 'n sif. Ek wil nou kyk of ek hom nie net gou kan opsoek die woord nie. Hy spel dit 'n bietjie snaaks. Hy praat van 'n sif. Nou ja, kom ons kyk of ek kan vir jou sê hoeveel keer kom die woord sif voor. Hy sê die woord sif kom 7 keer voor, dan spel hy hom Z-I-F. So dis hoe hy hom spel. Hy sê, nou wat is hierdie sif? Hierdie sif is 'n massaslagting. Dis nie 'n verkiesing nie. Dis nie iets anders nie, dis 'n massaslagting. Na die noorde is 'n sif so 'n paar voet bo kan die aarde. Reg. In Johannesburg kom 2 sibbe op mekaar uit. 2 slagtings. Dan sê hy, in die Unie is een sloot, en by die sloot se bo en kom een vrou uit, sy het kakieklere aan en een sif bo op haar hoofd. Dit is die Britse regering en die Britse soldate, wat die Doringbos regering in plek sit en in plek hou, met militêre krag, en hulle loop hulle vas teen 'n nuwe swart revolusie. Dis wat dit is. Dis hoekom die sif op haar kop is. Menende, daar kom 'n slagting. Reg. In die Noordooste 11 Julie. Kom ons kyk wat is hierdie eerste datum. Ek het nou nie die datum so julle by nie, maar as jy vra my, dan stuur ek vir jou hierdie dokument. Ja, kan jy hom deurgaan op jou eie. Hierdie een is 11 Julie 1919, en hierdie is vir my baie belangrike ene. In die Noordooste is een vloer, en toe kom daar een sif op die vloer. 'n Vloer is gewoonlik onderhandelinge, reg. Daar kom 'n sif op die vloer, 'n slagting. Skus tog, nou het ek hom weer verloor. Right, en toe raak die swart koring, ek kan nie hierdie woord sê nie, want as ek hom sê, is dit 'n krisis, die swart koring se kaf weg. Nou daai koring se kaf is geld, die geld in die land raak klaar. En toe kom daar weer een sif op die vloer, weer 'n slagting. In die ooste is een kleigat wat as in is, en swart varke staan daar in voetel. Toe die varke, swart kapitaliste, toe die varke wegraak, toe is dit net of die wêreld een draai gee, en so praat hy van dit. Nou kom ons kyk, die volgende ene, of ons kyk hierso, in die ooste is 'n ou huis van sifdraad, okay, so, ons maak dit dan nou 7, hy praat van, op 10 Mei kom daar een geel wa uit Johannesburg, en toe kom daar een geel sif uit die wa, dis in die tyd wanneer die Chinese regeer, sal ons ook weer slagting sien in Johannesburg. Is iets wat baie min mense verstaan, is dat nadat die Doringbos regering ineenstort, neem daar 'n Chinese militêre regering oor. Dis iets wat ons nie wil weet nie.
Ons wil nie met daardie realiteit hanteer nie. Is makliker om te sê, ag jy's mal man, dit sal nooit gebeur nie. Maar ek wil vir jou sê, ons is op pad na 'n tyd van 'n derde wêreldoorlog, en net so graag soos wat die VSA, Brittanje, Suid-Afrika wil hê, net so graag wil Rusland en China ook Suid-Afrika hê. Siener praat spesifiek van die swart beeste, wat inspan en afkyk na ons, hieronder in Suid-Afrika, naamlik hierdie swart weermagte, die swart armies hier in Midde-Afrika. Ons sien 'n geweldige opleiding van swart weermagte deur proxy-magte. So hulle is 'n proxy weermagte. Rusland lei openlik swart weermagte op, maar die VSA doen dieselfde. Die Joodse staat is baie ernstig betrokke by Rwanda en M23, daar in Kenia. En dit is wat ons sien, maar dit is iets wat hy voorspel. Hy sê dit, reg. Hy sê 15 Mei, toe kom daar een sif van weste na suide kant. Suid-Kaap sal 'n sif hê, Kaapstad. Hy praat spesifiek daarvan. Kom ons kyk. Johannesburg is daar 2 sife. Ek wil net kyk of hy op 'n stadium, hy sê onder andere, hy sê in Kaapstad is daar 3 sife. Kom ons kyk of ek hom gou in die hande kan kry, het ek hom net vir julle lees. Anders sê julle ek lieg. Of hy nou sê Kaap, kry hom nou nie onder dit nie, kom ons kyk, hier's baie. Hy sê in die Kaap kom daar 3 siwe uit, entjies bokant mekaar. So, as ons kan verstaan, dat ons in onsekere tye leef, dan is dit mos nou nie moeilik om te verstaan, dat iets soos 'n volksmoord in Johannesburg baie maklik kan plaasvind nie. Kom ons redeneer vir 'n oomblik. Hierdie is 'n klomp twak en ek interpreteer dit verkeerd en dit staan nie hier nie en iemand het dit ingeskryf. Ons lewe in onsekere tye. Duisende boere is al vermoor op hulle plase die laaste 30 jaar. Suid-Afrika het 'n hoër moordsyfer op 'n dag as wat in Oekraïne sterf. En daar's 'n oorlog aan die gang. Daar's 'n verklaarde oorlog aan die gang. Daar's 2 militêre magte teen mekaar. So Suid-Afrika is 'n oorlog. Hoe is dit moontlik dat met uitsprake van Julius Malema en hierdie ander sot wat gesê het maar blankes is eintlik honde, hulle is 'n laer spesie en ons moet hulle in die see jaag, die tipe van ding. Hoe is dit dan nou moontlik dat ons nie kan dink dat so iets kan oorgaan na 'n moord op blankes op 'n groot skaal in een nag nie? Ek verstaan nie. Hoekom sal ons hierdie afskryf as 'n leuen? Behalwe natuurlik dit staan in die Siener visioene. Ek praat nie eens van Johanna Brandt nie, want niemand wil Johanna Brandt se visioen hoor nie. Want dit is nie, wie wil dit nou hoor? Ag, dit is sommer net opgemaak deur Adrian Steyman en sy vrou. Nou ek sê dit kan nie opgemaak wees nie, want Siener sien dit ook. So, want sy het dit ook gesien. God werk op 2 en 3 getuies. So, dit is vir my, in my kop is dit vir my baie duidelik. Maar hoe kan ons sê dat dit nie kan gebeur nie? Moet ons nie maar gaan sê, luister, kom ons raak deel van 'n Suidlanderplan, reg, as jy nie kan betaal nie, Gustav Miller het verskeie keer al gesê, as jy nie kan betaal nie, dan sê jy kan nie betaal nie. Praat met die mense daar, of raak deel van 'n onttrekkingsgroep, raak deel van 'n veilige groep. Kom laat ons proaktief raak. In Oekraïne het hulle die vorige aand nog koffie gedrink, lekker in die koffiewinkels gekuier, en daai volgende oggend toe rol die Russiese tanks in. En daai mense het hals oor kop gevlug. Ons het gesien hoe vlug hulle, met die kindertjies aan die hand. Die Russe het vir hulle veilige korridors gemaak, anders was meer dood. Stap hulle met hulle voete na die grens toe, sodat hulle in 'n Poolse vlugtelingkamp kan wees. Nou ja, soos ek sê, die kampe in die Noord-Kaap word duidelik beskryf deur Siener. Ek het daaroor ook 'n video al gemaak, en ek dink ek het dit geplaas op YouTube.
Ek hou nie noodwendig tred met wat ek alles sê nie, maar ek wil hê, die ouens wat Adrian Snyman uitmaak as 'n leienaar, moet vir my asseblief verduidelik, wat lees ek hier oor Johannesburg? Wat lees ek hier? En kan ons in hierdie tye sê, so 'n slagting van blankes kan nie plaasvind nie? Julle moet dit eens vir my sê. Ons weet dat dit met die Portugese gedoen in Mosambiek, ons weet in Angola die blankes gevlug, ons weet in die Maals daar, ek dink in Kenia dit gebeur. So om watter rede sal dit nie in Suid-Afrika gebeur nie? Is dit omdat ons die polisie gaan bel en gaan die polisie ons help? Nee, ons gaan die weermag bel, hulle gaan ons help. Help my reg. Deborah is altyd oop vir debat en gesels en so aan. Help my reg. Ek wil weet, om watter rede is so 'n idee vergesog. Dis 'n leuen. Ek sou voorstel, volk, help nie julle leen julle ore uit nie. Die tekens is duidelik. Die uitsprake is duidelik. Kiel Bo, Kiel the Farmer word nou beskou as 'n lied wat enige ou kan sing, wanneer hy dit wil sing, soos hy dit sing. Die grondwetlike hof het gesê, dis nie hate speech nie. So, gaan dink baie mooi. Gaan dink baie mooi. Wat is die kanse dat so iets in jou dorp, in jou stad, kan gebeur? Wanneer die massas honger en kwaad is, en hulle woede uithaal op ons. Nou ja, ek is Deborah de Rigter, en ek is jammer ek het so lank gepraat, maar hierdie was 'n baie belangrike video, wat gemaak moes word, en ek is, soos ek sê, beskikbaar om te gesels met enige ou. So wat ek gaan doen, ek gaan gou die comments aansit, en ja, miskien moet ek afsit en net later weer aansit, dat ek dit sien. Goed, reg, enige iemand wat vra het? Enige iemand wat vra het? Dana, wat is jou vraag? As jy vra het, moet jy nou vra. Ek sal haar visioen met julle doen, ja. Ek sal gou praat daar. FSA is nie vir my veilig nie. FSA staan saam met Babylon, die hoer op die dier, besig om oorlog te maak in Midde-Ooste. Een of ander tyd gaan dit die Amerikaners byt aan hulle gatte. Ek het Johanna Brandt se visioen, het ek gebere, ek dink ek het dit gebere, kom ons kyk, ek het dit iewers neergesit. Ek dink 2 dogters, as ek het nie mis het nie. Daar kom 'n slagting in Zimbabwe, ja, daar is nie 'n weermag nie, nee, daar is nie 'n weermag nie, my ou maat, kom ons kyk. Hierdie is die misvuur brand in Johannesburg, kom ons kyk wat sê hierson.